Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. En weer eens baie dankie dat julle vanoggend hier is en as jy aanlyn kyk, ons hoop jy het sommer net ervaar wat dit hier gebeur in die auditorium vanoggend en ek weet nie of julle dit ook ervaar nie, maar het voel net vir my asof hier net iets is. Nee? Ja, en ek glo, dit is die Here vandag en dit is vir my so voorreg om iets vanuit die Bybel uit vanoggend met jou te deel, want ons glo en ek glo in my lewe dat stories, en dis wat in die Bybel gebeur, stories, lewens, getuienisse, gebeurtenisse van daardie tyd, wat vandag gehoor, gelees en geleef kan word, en lewens word heeltemal verander. So is julle reg? Is julle reg? Julle lyk, ek moet sê julle lyk reg. Hierdie groepie lyk, is julle almal reg daar? Ja, is julle reg aanlyn? Sorry, ek kan julle nie sien nie. Ek hoop julle is reg, ek glo julle is reg. Julle, ek wil iets vans doen nou eers om mee te begin. So, jy het ook al 'n paar leuns gehoor in jou lewe. Wat ek nou gaan noem en jy vra dan, maar wat is daai leuns? Ek gaan nou vir julle noem. Maar ek gaan 'n paar leuns vir julle op die skerm sit en dan reageer julle. Is dit reg? Ek dink is een van die ergste dinge is wanneer daar nie reaksie is nie, nee. Dit is so lekker dat ons react, dis hoe ons lekker gaan warm word vanoggend, en as jy koud kry, reageer. Is julle reg vir die eerste leen? Die eerste leen wat jy dalk al gehoor het in jou lewe is, eet jou wortels. Wie van julle het dit al ooit gesê, of ooit daar is Lorinda my vrou, ja, daar sê, nog? Wie het dit gehoor al? Ja. Wie van die ma's sê dit vir jou kinders? Sê, het jy al ooit hase gesien wat brille dra? Nee? My vrou sal sê, dit is die grootste leuen onder die son, want sy eet al haar lewe lank wortels en sy dra al baie lank 'n bril. Nee? Sy het nou die dag gesê, toevallig te sê ek, ja, nee, ek het dit ook al gehoor. Tweede leuen, is jy reg daarvoor? Jou darmes gaan knoop as jy jou kaugom insluk. Yes. Wie het dit al vir jou kinders gesê? Wie het dit al vir jou gesê? Moenie jou kaugom insluk nie, nee. O ja, en dit gaan dan vir 7 jaar in jou maag bly. Is wat hulle sê. Hulle sê dit, of dit waar is, nee, ek het gaan oplees, dis nie waar nie, okay. Nog een, volgende een, moenie so naby aan die TV sit nie, jou oë gaan vierkantig word. En wie het vierkantige oë vanoggend? Ek sê al die kinders dit, al die kinders steek hulle hande op, nee, hulle is. Ek dink nie, ek sien julle oë is nie vierkantig nie, maar in elk geval so, dit is 'n bietjie 'n ou vrou storie, as ek dit net kan sê. My ma het ook altyd gesê, en ek het gaan oplees, jou oë mag dalk net so 'n bietjie meer stremming kry, en jy mag dalk 'n kopseer hier en daar kry, maar jou oë gaan nie vierkantig word nie. Ek het baie TV gekyk. Okay, volgende een. As die klok slaan, gaan jou gesig so bly. Ja. En bly jou gesig so? Ja. Hierdie een is vir, moet nog nie opsit nie, Sandri, moet nog nie opsit nie. Hierdie een is 'n groundbreaking vraag, wat enige ouer sal maak, ek weet nie wat om te doen nie. Mamma, waar kom babas vandaan? Ja, nee. Weet jy, daar is 'n ooievaar wat kom, en dan bring hy in 'n doek, het hy die babatjie toegedraai, en dan bring hy die, mamma, maar waar kom die ooievaar vandaan? Nee, die ooievaar kom eintlik van Antarktika af, en dan is dit, nee, maar mamma, hoe kan hy, het hy nie gevries nie? Jy praat jouself heeltemal vas, dis net soos, hoorie, ek het nie 'n klou nie. Gaan vra jou pa, wie van julle het dit al gesê? Kom maar die pa, en die pa sê, ek weet nie, gaan vra jou ma. Volgende een, ek sal nooit weer laat wees nie. Ja, wie van julle het al daai ene gehoor of selfs gesê? 'n paar, nee? Nog een? Nog een is, okay, kom ons gaan aan. Moenie huil nie, jy's mos sterk. Nee? Ja.
Ek het daai ding het ek baie gesê, onlangs vir my seentjie, en toe kom my seentjie by my en toe sê hy vir my, pappa moenie huil nie, pappa is mos 'n sterk seentjie. En toe sê iemand vir my, moet dit asseblief nie weer vir jou kind sê nie, want jy ontneem hom van hartseer, nee, jy ontneem hom van jou emosies. En nou sê ek vir hom, jy mag huil as jy wil huil, okay? Maar ons is mos sterk, maar jy mag huil as dit seer is, nee, jy mag dit doen. Laaste een, kinders moet stil bly, want groot mense weet beter. Al ooit gehoor? Ooit gesê? Ja, nee. Ek dink nie dis heeltemal waar nie. Ek ken baie kinders wat dan dink ek, wat? Jo, jy's regtig slim, nee. So kom ons gaan 'n bietjie dieper. Spesifiek stil staan vanoggend met my en jou tyd bymekaar is 4 leuns. 4 leuns wat die wêreld jou dalk al vertel het. En jy's vanoggend hier en jy het ingekom met 'n verwagting en ek glo die Here gaan vanoggend jou verwagting ontmoet. Hy gaan dit vanoggend meet, maar 4 leuns, net om so 'n bietjie dieper te gaan weg van hierdie leuns af, 'n bietjie dieper te gaan wat jou dalk bewustelik of onbewustelik jou lewe so beïnvloed het dat jy dalk vandag nie kerk toe gaan as gevolg van hierdie nie. Dit het dalk veroorsaak dat jy opgegee het op kerk, dalk het veroorsaak dat jou verhouding met die Here heeltemal agteruit gegaan het, dalk het jy vanoggend glad nie 'n verhouding met die Here nie, as gevolg van hierdie leuns, en dalk dien jy hom nie, en as dit jy is ek bly jy's hier. Ek is so bly jy's hier, want jy kan welkom voel, want ek glo die doel van vanoggend en stytjie saam is dat ek en jy vanoggend saam na waarheid gaan soek, né? As jy 'n notaboekie het, maak asseblief notas, gaan uit hiervan af en gaan sê vir die Here, Here asseblief, of gaan lees self op dit wat ek hier sê, moet dit nie net vat nie. Dit wat ek hier sê, gaan en gaan vind uit of dit regtig so is. Maar ons gaan vanoggend ons saam na waarheid soek. En hierdie leuns het dalk al na jou kant toe gekom, net soos dit na Eva se kant toe gekom het in Genesis, en die slang het vra gesê, het God dit regtig gesê? Nee. En dis wat ons weet, Eva was nie 'n Chineesie want sy slang geëet het, maar in elk geval. En sy sê, ja, het God dit regtig gesê? Ja, weet jy, ek dink so, nee. Ek dink God het regtig nie dit gesê, maar dalk na jou kant toe het die Bybel dit regtig gesê. En is julle reg vir die leuns vanoggend? Geen spesifieke volgorde nie, is julle reg daarvoor? Heel eerste leuen wat jy dalk in jou lewe al gehoor het, godsdienstigheid kan die probleme in my lewe oplos. Is dalk een van die leuns wat jy gehoor het, dalk baie lank terug, dalk onlangs, en jy het hierdie ding gevat, bewustelik of onbewustelik, en dit het deel van jou geword, en dit het veroorsaak dat godsdienstigheid, jy dink godsdienstigheid kan al my probleme in my lewe oplos. Tweede een, my verlede is so sleg, dat daar geen manier is, dat God my kan vergewe, wat nog te sê gebruik. En as gevolg van dit, bly jy weg. As gevolg van dit, voel jy, ek kan nie. Ek kan net nie daar gaan nie. Ek kan net nie dit doen nie. Ek dink nie ons moet vanoggend kerk toe kom nie. Ek dink nie ek wil die Here dien nie. Derde een, jy dalk al gehoor het, jy moet gekwalifiseerd wees voordat God jou kan gebruik. Enige een van julle dit al gehoor of gedink? Ja. Jy moet gekwalifiseerd wees voordat God jou kan gebruik. En die laaste leuen wat jou gemaak het dalk en wie jy vanoggend is om die Here te volg sal altyd sin maak. En jy sit hier en jy sê, okay, ja, is dalk een of tweede leuen of die derde leuen of die vierde leuen wat jou gevorm het in wie jy vandag is, en ek glo in ons tydjie by mekaar vanoggend wil Jesus vanoggend vir my en vir jou kom verkeerd bewys. Ek glo dat hy wil hierdie leuns totaal en al van die tafel af kom wegvee en kom sê, weet jy wat, ek het 'n storie vir jou, waartoe toe ek jou wil vat in God se woord. 'n Storie wat lewens verander, 'n storie wat twyfel in geloof verander het, soos ons vir mekaar kan sê. En dalk sê vir my, maar ek lees nie die woord nie, en that's fine, verstaan dit 100%, maar een ding het ons almal in gemeen, en ek weet dat ons almal al op 'n plek gekom het in ons lewe, waar ons nie goed genoeg gevoel het nie,
waar ons gevoel het, ons lewe is net te messy, ons lewe is net te deurmekaar, en hoe is dit moontlik dat God my wil gebruik? Nee, daar's 'n manier nie. God wil en kan my nie gebruik nie, en my lewe is net hopeloos te broken, en ek voel net, ek is glad nie daar nie. Jy al ooit so gevoel? Wie van julle het al ooit so gevoel? Nee? Ja, 'n hele paar van ons. En dit vir jouself gesê, en dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy is op die regte plek. Aanlyn of in persoon, as jy aanlyn kyk vanoggend, jy is op die regte plek, jy moet asseblief nie afsit nie. As jy in persoon is vanoggend hier, weet ek, dat jy dalk al so gevoel het, en dan wil ek jou vat na 'n baie bekende storie toe. 'n Storie wat jy dalk al 100 keer gehoor het, en jy vanoggend sê, maar ek het hom al 100 keer gehoor, en dan wil ek jou uitdaag en vir jou vra, sal jy asseblief saam my in hierdie karakters ingaan en dit gaan herbeleef, gaan beleef net presies waar hulle was, wat hulle gedoen het, wat daar gebeur het, en gaan sit jouself in daai situasie, en gaan sê dalk vir die 101ste keer, ek weet nie of ons 'n woord is nie, maar die 101ste keer, sê, Here, kom verander my, kom verander my lewe heeltemal, net soos wat U wil doen, want ek glo die Here wil iets nuuts kom doen vir my en vir jou. Julle reg vir die agtergrond van hierdie storie. Ons 'n bietjie in Johannes in Delf, en hierdie storie speel af op die warmste tyd van die dag, naamlik 12 uur die middag. En toe ek begin voorberei vir dit, toe kom ek agter en toe echo my ma se woorde by my, wat sê toe ek kleiner was, moet asseblief nie 12 uur gaan swem nie. Jy gaan stikkend brand. Ek sê, maar is lekker. En sy sê, nee, jy swem nie 12 uur nie, 12 uur is uit, want dis die warmste tyd van die dag. Hierdie storie speel af 12 uur die middag, een middag. Okay. Tweede ding is 'n storie wat ooghare gelig het, mense geskok het, en al sou dit reg gekommunikeer gewees het, sou mense gevra het, maar is hierdie regtig die koning? Die Messias, is dit regtig die Messias wie ons en ek in gedagte gehad het, wat die wêreld gaan kom verander? Is dit die redder waarop almal gehoop het en wat almal in gedagte gehad het? Hier is 'n storie waar mense sal kyk en sê, maar dis 'n ander tipe koning hierdie. Is 'n bietjie omgekeerd as ons die Here dien. Is 'n bietjie 'n omgekeerde koninkryk. Byvoorbeeld, wie eerste is sal laaste wees. Ek lees altyd daai gedeelte en dink, iemand laat inkom en sê ek, toe maar jy gaan eerste wees. Stres nie. Okay, wie eerste is gaan laaste wees en wie laaste is gaan eerste wees. Omgekeerde koninkryk. Nog een, wie die sterkste wil wees onder julle moet die nederigste wees. En lees ek dan dink ek, maar Here, dit is bietjie anders as wat die wêreld sê. Die wêreld sê deur om sterk te wees moet jy sterk wees, man. Moenie huil nie, nê? Moenie huil nie, is 'n groot seentjie. Die Here kom en die Here sê, die wat die sterkste wil wees, moet die nederigste wees, moet kan sacrifice. Wie die grootste onder julle wil wees, moet die minste wees. Hier is 'n koninkryk wat die Here doodgewone mense, soos ek en jy, en dit is waarby ek berus, en ek is so dankbaar daarvoor. Want ek is 'n doodgewone mens, ek het baie foute, ek het baie issues, en baie goed, en somehow gebruik die Here mense wat doodgewoon is, gebroke is, wat baie foute maak op 'n merkwaardige manier, wat lewens vir ewig verander het. En hier's iets, God spesialiseer om nobodies, somebodies te maak. Dis wat ek agtergekom het. God spesialiseer heeltemal in dit. Dit is sy veld waarin hy spesialiseer. Om verder te gaan, so 'n bietjie agtergrond oor hierdie gedeelte, is 'n storie wat Jesus intentionele afspraak met iemand gehad het. En ek wonder met wie hy vanoggend afspraak hier. Die Here het met my 'n afspraak gehad in die week en my kom ontmoet, soos in hierdie storie, presies net waar ek is. Dis 'n plek waar Jesus moes travel en hy het baie ver getravel en Jesus moes deur 'n spesifieke plek getravel het wat niemand, as jy 'n Jood was, deur getravel het nie. En dis 'n storie, as ons na hierdie storie toe gaan vanoggend, waar Jesus hom vir die heel eerste keer aan iemand openbaar en sê, jy sal dit nêrens in die Nuwe Testament voor dit lees nie, Jesus, heel eerste persoon wat hy kom en by hierdie persoon sit en sê, ek is die Messias.
wie die koning gestuur het. Ek is die Messias, wie God gestuur het, wat die wêreld gaan verander. Nêrens lees ons dit anders nie. En dis 'n draaipunt in die geskiedenis. Ek dink headlines wat hierdie persoon kon gesê het. Wow. Ek kan nie glo ek was die eerste een wat dit gebeur het by nie, nê? Ek kan nie glo dat hy dit by my gedoen het nie. Is jy reg daarvoor? Is jy reg vir die storie? Yes, ek sien julle is reg, julle is op die punt daarvoor. Het julle julle Bybels? As jy nie 'n Bybel het nie, moenie stres nie. I've got it here. Okay. Ek het dit hierso op die skerm vir julle elkeen vanoggend. Al wat ek wil vra is maak jou hart oop en kom ons lees saam. Opening line, Johannes 4 vers 7 tot 9. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou. Opening line. Dis die karakter wat ek wil hê wat jy jouself vanoggend in haar skoene moet sit. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Opening line. Sy disippels was intussen net so in hakkies, wil Johannes hierdie vir ons sê. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Vers 9, die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink?" En net so inlas wil Johannes net vir ons sê, so aan die kant wil hy sê, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Pause. Jesus ontmoet hierdie persoon presies waar sy is. Hy ontmoet haar presies waar sy is. Hy breek sosiale norme deur om met 'n Samaritaan te praat. Jode het nie met Samaritane gepraat nie. As jy gaan terugkyk, gaan lees bietjie 2 Konings in die Ou Testament, as gevolg van Assirië wat Israel verower het. Hulle het op 'n plek gekom en daar was 'n massive oorlog en Assirië wen en verower Israel en die wat oorgebly het in Israel, al die Jode word gevange geneem en hulle word teruggevat Assirië toe en daar is Samaritane en so het hulle begin oor en weer trou en hulle het begin kinders kry en hulle het begin rassevermenging doen. So Jode het glad nie met Samaritane omgegaan nie. Dit was 'n no-go vir hulle en hulle het gesê ons sien nie eye to eye met mekaar nie. Hulle het nie eers deur Samaria getravel nie. Jode. Hulle het ver om 'n ompad gevat. Julle weet ek haat ompaaie. Ek hou nie daarvan nie. Want ek wil vinniger by 'n plek uit. Ek wil nie 3 ure later uitkom daar nie. Wat nog te sê per voet loop. Hierdie persone, Jode, ver langs omgeloop. Hulle het glad nie deur Samaria geloop nie. Hier is Jesus. Hy ontmoet haar presies waar sy is. En die opening line sê 'n Samaritaanse vrou. Noem jy 'n naam nie? Hy sê net 'n Samaritaanse vrou want almal wat daai tyd geleef het geweet. Jood, Samaritaan, dit werk nie lekker uit nie. Johannes 4 vers 10 tot 11, ons gaan verder. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry?" Sien, sy klik nie lekker waarmee Jesus hier besig is nie, né? Ons 'n bietjie uitzoom uit hierdie storie uit. Dan dink jy maar, okay, so lewende water, wat is dit? Vertaal na vandag toe. Wêreldse dinge. Kan 'n paar opnoem. Geld, werk, status of sukses, inwees. Doen maar wat almal doen. Sekere gewoontetjies, keuses, alkohol en so kan ek aangaan. En 'n interessante feit, en Jesus weet presies, want hy kom ontmoet haar net waar sy is. Jesus weet presies, wêreldse dinge satisfy nie. Wêreldse dinge satisfy nie. Niks satisfy die dors wat Jesus in elkeen van my en jou geplaas het, behalwe hy nie. En hier's iets wat ek uit die gedeelte uitvat. Te gaan stil word en gaan kyk, maar wat is dit wat ek moet uitvat? Hier's iets wat ek uitvat. Jy kan dag na dag gaan water skep, maar jy gaan net gesatisfy word as jy Jesus ontmoet. Dit waarna jy op soek is, kan net hy vir jou gee, anders bly jy soekend. En jy sien, dis presies wat Jesus hier bedoel. Jesus weet. Jesus ken hierdie vrou se hart, want onthou Jesus, God, ten volle mens, hy weet presies
met hierdie vrou. Johannes 4 vers 13, maar Jesus antwoord daar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Jy sien, ons iets wat kort en Jesus weet presies met hierdie vrou. Hy weet presies, want hy sien haar vir wie sy is en hy weet waarmee sy besig was. Hoor hoe reageer sy? En dalk is dit jou reaksie vandag. Dalk is dit jou reaksie vanoggend. Hoor hoe reageer die vrou? Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water." Dis my reaksie. 11 Julie 2009. Ek ontmoeting met die Here gehad. En ek sê presies, en ek relate met hierdie vrou. Hierdie vrou, ek dink net sy was so dors gewees vir dit wat reg is. Sy sê: "Gee vir my van daardie water sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." En Jesus kom vee die eerste leen van die tafel af, wat ons genoem het in die begin, deur te sê, is nie iets wat jy kan verdien, of iets wat jy kan doen nie, maar is eerder iets wat jy ontvang. Ek is die lewende water wat satisfy. Jy kan nie daar verwerk nie, jy kan dit nie kry om te verdien nie, en dis die heel eerste leen, godsdienstigheid kan nie jou probleme oplos nie, Jesus kan. Julle, ek het jare in 'n kerk gesit. Elke Sondag kerk toe gegaan, elke Sondag uitgestap, en ek het al baie van julle vertel. Elke dag uitgestap, en ek het dieselfde uitgestap. En ek het gedink, deur om in 'n kerk te sit, deur my godsdienstigheid, en hoor my hart, deur my godsdienstigheid, en om alles reg te doen, en alles af te tik, gaan maak dat van my probleme weggaan, en ek het agtergekom, jy kan nog steeds kerk toe gaan, en nog steeds Jesus mis. Dis wat ek agtergekom het in my lewe. Jy kan hoe baie reëls en hoe baie wette onderhou, en jy kan Jesus mis. En jy kan nog steeds Jesus mis deur hoe gehoorsaam te wees, want sonder Jesus beteken dit niks nie. En hy maak ons die beste weergawe van onsself, en dis wat gebeur het met hierdie vrou. En Jesus weet waar hierdie vrou is. Jesus staan stil by hierdie vrou, en Jesus weet, deur om 'n ontmoeting met my te hê, gaan haar hele lewe verander. Dit gaan alle godsdienstige barriers breek onder die son, en dit gaan lewens tot in ewigheid verander. Johannes 4 vers 16 tot 18, ons lees verder. Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man." Sien, hier kom iets anders in, op die sideline. "Gaan roep jou man en kom hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." En kom ons staan net stil vir 'n oomblik gou vanoggend. En ons kyk mekaar in die oë. En ons sê, wat 'n verlede het hierdie vrou nie gehad nie. Dalk voel jy dieselfde as sy. Praat van 'n verlede wat kon maak dat die een wat homself kies om te reveal aan iemand vir die heel eerste keer, kies om dit te reveal voor haar en by haar. En ek glo dat hierdie leen, wat die tweede leen is, so baie van ons se lewens so baie beïnvloed, en dit jou vasbind, dat jy nie jou volle potensiaal kan ontgin nie. Imagine net gou vir 'n oomblik, en hierdie werk die Here baie met die afgelope 2 weke. Imagine net gou vir 'n oomblik, as jy saam met my, imagine jy sien jouself deur jou maker se oë vir wie en wat jy werklik is. Imagine die potensiaal wat jy kan hê. Imagine wat jy alles sou kon doen as jy jouself deur sy oë kon sien. Hoe sou jy anders leef, hoe sou jy anders dink, hoe sou jy anders gepraat het? En ek dink ek en jy limit onsself
En ek dink in hierdie storie is dit presies dieselfde voorbeeld. Ek en jy limit onsself om ons volle potensiaal te bereik. En in ons volle potensiaal in te groei. Want my verlede is te sleg, ek is te ver weg, en Jesus sal my nooit vergewe nie. Maar die Here sê in die tweede een, sê hy, geen verlede is te sleg vir my nie, niemand is te ver weg, sodat Jesus hulle nie kan vergewe nie. En hier is die fascinating ding van hierdie storie. Jesus travel deur Samaria, wat ek julle nou gesê is taboe gewees. Hy gaan tot die uiterste, hy het spesiale afspraak met hierdie vrou geschedule, in sy dagboek ingeruim, tyd gemaak. Hoogste vorm van iets wat jy vir iemand kan gee is jou tyd. Jesus kies om vir hierdie vrou sy tyd te gee. En nog iets wat ek baie keer verbygelees het en toe ek dit lees, dink ek, ja, dit is so. Hy stuur al sy disippels weg om kos te gaan kry. Nie net 3 nie, nie net 2 nie. Hy stuur almal weg want hy weet ek het vandag met hierdie vroue one-on-one nodig om vir haar te sê hoeveel potensiaal sy het. Om vir haar te sê hoe baie sy werklik vir my saak maak dat ek langs haar sit. En hierdie vrou het 12 uur die dag, op die warmste tyd van die dag het sy gaan water haal. Hoekom? Want niemand anders is daar nie. Sy is die enigste een. Want kan nie nog 'n verwerping hanteer nie. Kan nie nog hoor hoe iemand vir my sê jy is nie werd nie, jy kan dit nie doen nie en wat soek jy hier en jy mag nie wees nie en gaan net weg en alles. En ek dink net Jesus het vir hulle kom wys. Weet jy wat? Jy maak saak vir my. Ek is 'n Jood en ek weet in my tradisie, volgens mens, is dit degrading as ek sit en wag vir jou, maar dit is hoe lief ek jou het. Nee, wag. Dis hoe lief Jesus ons het. Dis hoe lief Jesus ons het, deur om vir ons te sê ek sit en wag vir hierdie persoon wat niemand anders van gehou het nie, wat almal weggestoot het. En hy kom vat die leer weg wat hierdie vrou besig is om te klim, van nie goed genoeg nie, o, jy qualify en jy qualify nie, en hy kom maak almal gelyk, en hy sê vanoggend, daar's geen trappies by my nie, niks, almal is gelyk. Galasiërs 3 vers 28, hoor wat staan daar. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Jesus, in Christus Jesus, is julle almal een. En dis hoe lief Jesus vir jou het, vanoggend. So lief Jesus vir jou het wat aanlyn kyk. So lief Jesus vir jou het, as jy op jou bank daar sit nou, of jy nie 'n motor is, en of jy op hierdie stoel sit. En hy sê, ek vat die leer weg, en ek kom maak almal gelyk. En ek sê vir almal, jy het 'n opening invitation na my toe. En om nog verder te gaan, big reveal. Ek dink as al Harold was daai tyd of 'n rapport, big reveal. Hy reveal homself vir die eerste keer in die Nuwe Testament aan hierdie sondaar vrou. Johannes 4 vers 26 tot 28. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En Jesus kom vir die derde leen van die tafel af. As jy dalk geglo het, iewers 'n kwalifikasie nodig, jy dalk 'n incredible storie nodig, en jy dalk 'n groot en 'n bad verlede nodig, en sê Jesus, jy hoef nie te kwalifiseer, of om goed genoeg te voel, of om te wees, by 'n sekere prentjie in te pas by my, om deur my gebruik te word nie. Kom net soos jy is. Nadat jy gekom het, en nadat jy gesien het, gaan jy weggaan, en gaan jy 'n verskil maak, en gaan jy anders leef, en word jy uitgestuur, en word jy gecommission om te gaan vertel. Jy sien, by Jesus hoef jy nie in te pas, en hierdie gee vir my rustigheid in my lewe. Jy hoef nie in te pas by Jesus nie. Jesus het jou gemaak net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou daar te los waar jy is. Hy wil jou kom ontmoet waar jy is, en hy wil saam met jou stap, en hy wil vir jou sê, ek het beter vir jou in gedagte as daai. Ek het beter vir jou in gedagte as daai goed,
waarmee jy besig is. Hierdie vrou het uitgegaan en sy het almal gaan vertel en ek het gaan soek na hoeveel lewens sy werklik verander het deur hierdie ontmoeting wat sy by daardie put gehad het. Nêrens in die Bybel staan daar presiese getalle nie. Ons staan nie 3000, 4000, 5000, 6000 nie. Daar staan in vers 39 baie Samaritane. Nou lees dit bietjie. Daar staan baie Samaritane het as gevolg van dit, haar storie, waar sy uitgegaan het en waar sy gaan 'n verskil maak het, waar sy nie kon stil bly nie en gesê het, julle, ek het Jesus ontmoet, Jesus vir wie hy regtig is. Nou moet jy sê, oh, wow, okay, hoe was Jesus? Nee, Jesus het by my gesit en hy het my in die oë gekyk en alles. Verhaal speel verder af. Johannes 4 vers 27. Disippels kom terug en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Maar tog het niemand haar gevra, wat wil jy hê of vir hom? Waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê. Massive verskil. Massive verskil wat in hierdie vrou se lewe gebeur het. En ek wil vat die 4de leen wat ons gesê het. En julle onthou wat die 4de leen was? Om God te volg sal altyd sin maak. Hy kom vat dit en hy kom veer dit van die tafel af en hy sê, as jy my dien, as jy my werklik dien, gaan dit somtyds nie sin maak nie. Ek lees daar en lees ek die disippels was verbaas gewees. In die vorige vers, gaan geëen terug, Sandri, vorige vers sê, die disippels was verbaas. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak hoe lank jy die Here dien en of dien jy hom nie. Maar hierdie mag dalk jou lewe verander. Ek gedink om teologie te studeer, dan gaan alles vir my sin maak. Dan gaan ek gekwalifiseerd wees. Toe kom ek agter, dit is nie werklik so nie. Dit is nie werklik so nie. Toe kom ek agter dat, het jy, okay, die bietjie wat ek geleer het van die Bybel, want daar is so baie om te leer van, die bietjie wat ek daar geleer het, ek verstaan nog steeds nie God nie. Ek verstaan nie God nie, ek verstaan soms nie sekere dinge nie. Jy vra dalk die volgende vraag en jy sê, maar hoekom gryp die Here nie in my situasie in nie? As jy vanoggend hier sit en hierdie is jou vraag, wil ek vanoggend vir jou sê, die Here het vanoggend met jou afspraak. Hoekom gryp die Here nie in my situasie in nie? Ek het dit gevra. Hoekom gryp hy nie in my situasie in nie? Tweede vraag, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Derde een, hoe staan en kyk hy toe hoe my lewe uitmekaar uitval. Hy's God alwetend en hy's in beheer van alles. Hoe is dit moontlik dat hy nie ingryp nie? Dalk jy nog 'n vraag, hoe kan die Here toelaat dat hierdie dinge in my lewe gebeur? Ek wil vanoggend vir jou sê en vir jou vra, hoekom nie? Wat maak ons anders as ander mense in die Bybel wat self deur hierdie goed gegaan het? Hoekom nie? Vraagteken. Dis dalk 'n geleentheid vir God om opnuut in jou lewe in te gryp en dat jy hom opnuut kan vertrou vir iets groots in jou lewe. Hoe weet ek en jy waarmee hy besig is in ons lewe? Dit mag dalk net 'n geleentheid wees waar jou geloof kan groei. Ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie. En ek weet nie hoe baie goed vir jou sin maak nie. En ek weet nie of het jy dalk die Here se hand gelos in die proses as gevolg van hierdie goed nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, hy sien dit as geleenthede wat wag om ontgin te word. Moenie hom los nie. Moenie sy hand los nie. Moenie wegstap van hom af nie. Die vrou kon wegstap. Die vrou kon weggestap het en gesê het, ek gaan nie met jou praat nie. Ek gaan nie met jou praat nie, ek weet nie wie jy is nie. Maar hierdie vrou het 'n ongelooflike storie gehad om te vertel en
Sy het die Messias ontmoet en dit was lewensveranderend. Vanoggend vir jou sê, Jesus is in die lewensveranderde besigheid. As jy dit nie glo nie, gee dit 'n go. Gee dit 'n go en sê vanoggend, okay, so wat Martin eintlik sê en wat die woord sê is, dis u spesialiteit, dat ek na die put toe moet kom met al my baggage, met al my dramas, met al my issues, met my verlede en waar ek vandag is, en dat u spesiale afspraak met my kom maak, dan is dit presies wat ek vanoggend vir jou wil sê. Ek wil vanoggend vir jou sê, uit ondervinding uit my eie lewe uit, ondervinding deur die tydjie wat ek hom dien, is dinge saam met hom is soveel beter as sonder hom. En ek sluit af. Hier om vanoggend vir jou te sê, moenie toelaat dat daardie leuns jou weghou van die put vanoggend af nie. Moenie toelaat dat dit jou weghou van 'n encounter met hom nie. Moenie toelaat dat dit veroorsaak dat jy sy hand in die proses los nie. Eerste persoon aan wie Jesus homself reveal het, is hierdie vrou. Maar dankie tog is hierdie laaste een nie. Dankie tog, ek en jy kan vandag hier staan en weet dat hy wil homself ook reveal aan my en jou vanoggend. En moenie toelaat dat hierdie leuns jou weghou van die krag in sy lewe nie. Hoe lyk dit prakties? Jy vra dalk nou en jy sê maar, okay, so hier's ek by die put. Hier's Jesus glo ek by die put. Jy sit jouself in daardie vrou se skoene en jy vra maar, hoe lyk dit prakties? Jy gaan dalk nie sy stem hoor nie, maar dis okay. Is dalk in die klein goedjies waar daar verandering gaan gebeur in jou lewe. Die oomblik toe ek die Here by die put ontmoet in my lewe, wat totaal en al uit mekaar uitgeval het, julle, totally. Stikkend, broken. As ek nou terugkyk en dink ek, jy was stikkend. Stikkend daar gestaan en ek sit myself in daai vrou se skoene. En jy sit vanoggend by die put of jy kom en jy kom skep jou water vir die dag. Jou water. En dan gaan jy agterkom is in die klein dingetjies wat jou lewe verander. Ons verwag hierdie massive moments in ons lewe baie keer as ons die Here dien. En wat ek agtergekom het is, dis nie in die massive moments waar die Here homself kom reveal nie, dis in die klein goedjies. In die klein dingetjies waar hy inkom en waar hy sê, ek wil jou lewe verander. Ek wil 'n verhouding met jou hê en ek wil hê jy moet ophou vloek. Ek wil hê jy moet ophou kuier. Ek wil hê jy moet ophou vuil grappe vertel en ophou vuil foto's rondstuur. Ek wil hê jy moet ophou vuil goed praat om die kampvuur of by die braaivleisvuur tussen jou werkspelle. Ek wil hê jy moet by die huis kom en ek wil hê jy moet 'n man vir jou huis wees. Ek wil hê jy moet opstaan en ek wil hê jy moet jou kind grootmaak soos ek wil hê jy moet jou kind grootmaak. Klein dingetjies. Klein dingetjies wat groot word en wat later aan 'n groot verskil in lewens veroorsaak. En gou genoeg gaan die mense om jou sien. Sy's anders. Sy reageer nie meer op daai ding nie. Ja, sy tree nie meer op soos sy hoor daai ou praat nie. Ek wil vir jou waarsku, daar's 'n sacrifice wat saam met kom. Jy gaan dalk nie meer genooi word na die kuiers toe. Of dalk wil die Here jou in dit gebruik en dalk vra jy vir die Here, Here, help my om in dit te wees en lei my om werklik 'n verskil te maak. Eerste ding, vanoggend, hoe lyk dit prakties? Glo. Sy het gekies om stil te staan en sy het gekies om weg te stap daar en klein dingetjies te gaan verander. Tweede ding, sy het opgehou waarmee sy besig was. En julle weet waarmee sy besig was. Sy was met alles behalwe die Here besig. Weggestap, daar verlede reggemaak en sy het in dit vergifnis ervaar en in dit kon sy vergifnis gee, want as jy nog nie vergifnis ervaar het in jou lewe nie, gaan jy baie moeilik vergifnis gee.
As jy nog nooit liefde ervaar het in jou lewe, soos Jesus liefde nie, gaan jy baie moeilik liefde gee vir ander mense. Dit is net iets wat gebeur binne in jou. Dis 'n omgekeerde koninkryk. Dis nie van buite na binne, is van binne na buite. Van binne na buite gaan jy verander. Begin eers hier, dan gaan jy uit en dan jy gaan nie 'n verskil kan maak deur om te probeer alles te verander buite en dan hopelik Here gaan die Here sê nee, it starts with me today. Begin by my vandag. En dan 'n derde ding, sy het anders geleef. En juist daarom het mense se lewens verander. Juist daarom. Ek weet nie waarmee jy sukkel vandag nie. Ek weet nie waarmee jy vandag na die put toe gekom het nie. Jy het kom water skep. Jy is dors. Die Here het ons so gecreate. En die Here sê, dis tyd. Ek wil jou vanoggend nooi. Ek is klaar. Ek wil jou vanoggend nooi. En vanoggend vir jou sê, die Here het vandag 'n afspraak met jou. Dalk sit jy hier en jy sê, en jy is 'n man, en jy sê, maar dis 'n vrou. Gaan lees in die Nuwe Testament hoeveel keer Jesus by man stil gestaan het. Die man wat 38 jaar lank lê, wat nie kon loop nie. Jesus toevallig verby, hy het toevallig op sy maatjie gelê, Jesus stap toevallig verby. Sy put, waarby hy lê. Jesus sê, wat kan ek vandag vir jou doen? Staan stil by hom. Ou in Johannes 9. Wat toevallig gehoor het, Jesus is in die omtrek en sê, Here, hier is ek's blind, asseblief help my. Is dit as gevolg van goed wat my ouers geneer, is nie as gevolg van dat jy my ontmoet en verskil gaan maak deur jou lewe. Hoeveel bid? Vra dat ons die houselight sal afsit en hoeveel bid vanoggend? En ek wil saam jou vanoggend by die put staan. En ek wil hê jy moet sien en envision hoe Jesus vandag vir jou sê, kom met alles. Net soos jy is. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie Vader, dat ons in 'n storie soos hierdie kan sien dat U kies om Uself te reveal aan mense wat soms voel dat hulle dit nie maak nie. Mense wat soms voel dat hulle nie goed genoeg is nie in prentjies inpas nie. En dankie dat ons ook weet dat U ons nie daar gaan los nie, maar dat U wil hê ons met ons lewe volgens U woord inrig en sekere goed verander. Ons kan nie dieselfde bly as ons U volg nie. Ons kan nie, want by U is dit groei en by U is dit 'n verhouding wat lewens verander. Dankie dat deur dit, Here, deur dit kom maak U ons nuut. As dit jy is vanoggend, wil jy nie opstaan nie. Deur om op te staan vanoggend, staan jy by daai put en sê, Here, this is me. Wees eerlik vanoggend met jouself. En dan sê hy vir ons, come boldly to my throne. Kom dapper na die put toe. En moenie terughou nie. Dankie dat U die beste in ons raak sien en dankie dat U ons volle potensiaal bereik, Here. Here, ek bid vir hierdie 4 leuns dat U dit heeltemal van die tafel af sal kom wegvee van ons hartstafels af. Dat ons sal besef deur godsdienstigheid gaan nie ons probleme oplos nie, deur 'n verhouding met U gaan dit oplos. Dat U saam hulle is. En Here, dalk vat U nie alles weg nie, maar U is saam met ons in dit. En dit is soveel beter. Iemand wat vanoggend voel dat my verlede is net te sleg en ons geen manier wat God my kan gebruik nie, vat dit weg by hulle.
Iemand wat voel, maar ek moet eers gekwalifiseerd wees, voordat U my kan gebruik, en vir dit weg, Here. En dalk is U iemand vanoggend wat U ophou dien het, want dit maak net nie sin nie. Maar dis waarvoor geloof daar is, en dis waarvoor geloof sterker is as twyfel, en groter is as twyfel. En wees saam met ons, Here, en ons sê vir U so dankie in Jesus naam. Amen. So sien, aan die agterkant staan daar mense wat graag jou Connect kaartjie wil invul, of inneem, wat jy, as jy nog nie hom ingevul het, asseblief vul hom vir ons in. Dit is vir ons baie, baie belangrik, dat ons met jou connect. Ja, en dan hoop ons julle het 'n baie goeie Sondag. Die van julle, ons bietjie vroeër klaar gemaak, want dit is vakansietyd, né? Dis vakansietyd. So, die wat by die see is, kan in die see gaan swem. Die van julle wat by die huis is, kan die tuinroete gaan doen. En dan hoop ons julle het 'n baie, baie lekker Sondag. Dankie dat julle hier was, en ons sien julle iewers deur die week. As jy met een van ons wil gesels, ons gaan hier voor wees. Dankie julle. Hallo, Koei. Koei, hoor jy my? Ekskuus, kan jy my asseblief help? Ek sal 20 minute wat ek sukkel om hierdie kaartjie in te gee. Kan jy my net asseblief sê, waar doen ek dit? Het ek nou net reg gehoor? Jy Connect kaartjie by jou? Gee hom sommer vir my. Ons beloof ons gaan nie by jou kom huisbesoek doen nie. Of vir een van hulle.